Goeiedag op hierdie 20ste Mei 2026. Vir 40 dae het Jesus se gekose disippels aan sy voete gesit en ingeneem wat hy hulle geleer het aangaande die dinge van die koninkryk van God. Dit is wat ons gister gehoor het. Ek self het al so heimlik gewonder hoe ek sou reageer as ek hierdie opleidingssessies en hierdie leringe so eerstehands van Jesus ontvang het. Wat sou my reaksie wees? Hoe wonderlik dit sou wees as ek self direk by Jesus kon hoor oor die dinge van die koninkryk van God. Sou ek opgewonde begin hardloop het by die saak, omdat ek weet dat dit die wêreld kan verander. Ek glo sy disippels was ook so geïnspireer dat hulle net uit die blokke uit wou kom, net op die pad wou kom om hierdie koninkryk saak waarin Jesus hulle opgelei het te gaan uitrol. Waar? In Jerusalem en oral elders. Maar verrassend genoeg sê Jesus vir hulle, nee, wag. Ons lees in Handeling 1 vers 4, dis nou so direk na Jesus se opleiding aan hulle. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, en soos julle van my gehoor het. Jesus verwys natuurlik hier na die koms en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Het is asof hy wou sê, ek weet my leringe en opleiding het julle geënergeer om te begin met julle taak, maar wag eers. Vir hulle, sy disippels, seker veral vir die voortvarende Petrus, was dit seker maar baie moeilik om te wag. Want om te wag is nie maklik nie. Ek hou self ook nie eintlik van wag nie. Maar om te wag is, of dit is veronderstel om te wees, so krities belangrik in die lewe van 'n gelowige. Jesus het dit baie gesê. Wag eers. Ons ken ook baie tekste uit die Ou Testament waar die noodsaaklikheid van wag beklemtoon word. Dink maar aan Psalm 130. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. Ons leef in 'n wêreld waar kits die uitroep van ons tyd geword het. Kits kos, kits koffie, kits geloof, kits alles. Wag het eintlik 'n irriterende tydmors geword. So glo en so voel ons. Die woord leer ons egter, wag op die Here. Is eintlik een van ons belangrike geloofsdissiplines. Dit skep tyd in ons besige program om stil by God uit te kom, om mooi te kan hoor wat hy vir my wil sê en om rustig met hom te kan praat. Here, leer my om op U te wag. Amen.